Moenie vrees nie, sê die Here, ek is met jou, dag en nag. Moenie rondkyk in jou twyfel, ek is jou God, ek hou wag. Al lyk die pad soms lang en swaar, al raak jou asem kort en seer. Die stem kom deur die nacht so klaar, ek hou jou op, ek dra jou weer. Ek kyk nie rond in my vrees nie, my hoop is vast in u naam. U woord staan sterker as my storm. Ek staan, want u staan saam. Moenie vrees nie, moenie skrik nie, ek is by jou, ek is by jou. Moenie vrees nie, moenie skrik nie, ek is jou God, ek hou jou vast. Moenie vrees nie, ek is met jou. Moenie vrees nie, ek is by jou. Wanneer my krag begin te breek en my asem kort raak, wanneer my knieë begin knak en ek voel ek kan nie staan, dan lig u my met 'n sagte hand, u dra my deur die nag, u belofte bly my anker, ek val nie uit die hand. Ek staan nie alleen in die stryd nie, u loop elke tree saam, wat u beloof het in die woord. Yes, amen. Sal nooit tot nie vergaan. Moenie vrees nie, moenie skrik nie, ek is met jou, ek is by jou. Moenie vrees nie, moenie skrik nie, ek is jou God, ek hou jou vast. Moenie vrees nie, ek is met jou. Angst kom skrap, maak my klein en maar die stem sny skoon. Deur die huister skrik wolkou wil my breek en boei, maar die woord hou my reg op, laat my glo en groei. Nacht kan druk, kan my ronddraf maak, maar die Kyk vir my daar. die lig gou raak. Geen duistere dag, geen dolle vrees, kan nou wat u gesê Ek kan bly weet op daai wat trein. u weet. Moenie Die vrees trein. nie, moenie skrik nie, ek is met jou, ek is by jou. Moenie vrees nie, moenie skrik nie, ek is jou God, ek hou jou vast. Amen. Moenie vrees nie, ek is met jou. Moenie vrees nie, ek is by jou. Moenie vrees nie, ek staan by jou tot die einde toe. Moenie skrik nie, ek hou vast.
in storm sal jy uit my hande. Ek is met jou. Prys sy naam. Moenie vrees nie. Ek is by jou. Yes, Lord. Op papier, een met ink, wel lekker lofliedsen, met woorden, met akkoorden, houde aan die koning bij, Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief is voor mij? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand zoals wie. Niemand, Here, niemand. Abba Vader, Abba Vader, wie kan ons lief hê soos U? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. Halleluja. U het die prijs betaal, die kroon en die kruis verdeel, ons sondes net op U geneem. Die dood oorwin, en daarom kan het sing, Abba Vader, U is my Heer. Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Abba Vader, Abba Vader, Goeienaand, Suster Isabel. daar is niemand soos U. Halleluja. Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Niemand, Here. Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. Oh, halleluja. Daar is niemand soos U. Halleluja. Daar is niemand soos U. Prys die Here. Ons is medewerkers van God, sy akker, sy gebou. En niemand kan 'n ander fundament lê as Jesus Christus nie. Amen, amen. Prys die Here. Kyk mooi hoe jy bou. Want die vuur sal openbaar Oh, yes. wat vir ewig bly. Die genade is die fundament gelegd.
deur die hand van 'n bekwame boumeester. Nou bou ons elkeen verder daarop, maar ons moet waak oor elke tree. Nie op roem of menslike krag, nie op name wat môre verdwyn. Daar is net een rots wat ewig staan, net een naam wat altyd sal skyn. Amen. Nie Paulus nie, nie Apollos nie, nie die wysheid van hierdie tyd. Net Jesus Christus, die vaste rots, wat bly tot in ewigheid. Jesus, U is die enigste Fundament, die rots waarop ons bou. wanneer die vuur ons werke toets, sal net wat waar is, stand hou. Amen. Goud en silwer, kosbare stene, laat ons vir die koninkryk bou. Jesus, U is die enigste fundament, ons behoort vir ewig aan U. Oh yes, amen. Hout en boei en droë stoppels sal verdwyn wanneer die vlamme kom. Maar wat gebou is uit gehoorsaamheid sal bly wanneer die lig ontvlam. Elke werk sal aan die lig kom, elke hart sal duidelik staan. Nie die grootte van wat mense sien nie, maar die liefde waarmee dit is gedaan. Bou met waarheid, bou met genade, bou met nederigheid. Want die vuur toets nie net die werk nie, maar ook die hart se suiwerheid. Jesus, U is die enigste fundament, die rots waarop ons bou. Wanneer die vuur ons werke toets, sal net wat waar is stand hou. Goud en silwer, kosbare stene, laat ons vir die koninkryk bou. Jesus, U is die enigste fundament, ons behoort vir ewig aan U. Weet julle nie, julle is sy tempel en die gees van God woon diep binne-in. Nie 'n huis gemaak deur mense hande nie, maar 'n heilige woning vir hom. Bewaar die tempel, hou dit heilig, want die Here woon daar binne. Laat geen trots of wêreldwysheid die lig van sy teenwoordigheid verdof nie. Julle is heilig, Julle is syne, die gees van God woon in julle, moenie die tempel skend nie. want julle behoort aan Christus. Amen. Laat die wyse dwaas word, om waar wys te wees. Broer Reinier, goeienaand. Wysheid van die wêreld kan nooit die hart van God weerlees. Hy ken die gedagtes van die hoogmoediges, hy van die slimmes in hul plan. Maar die wêreld groot en magtig noem is so stof in God se hand. Geen roem in mense, Geen name, geen roem in wat vergaan. ons roem alleen in Jesus Christus. Yes, amen. Wat vir ons Halleluja. Jesus, U is die enigste fundament, die rots waarop ons bou. Wanneer die vuur ons werke toets, sal net wat waar is stand hou. goud en silwer, kosbare stene, Laat ons vir die koninkryk bou. Jesus, U is die enigste fundament, ons behoort vir ewig aan U. alles behoort aan ons in Christus. Die eeuwe, die dood en wat nog kom, Maar ons behoort aan Jesus Christus, in Christus. behoort aan God. Julle is die bakker van God, Die gebouw van God, die tempel van sy gees, gebouw op Jezus Christus. die enigste fundament. Yes, amen. Straal aan. Prys die Here, halleluja. Waar geen nag meer kom,
sien 'n rivier, helder soos kristal. Dit vloei uit die troon, deur die heilige dal. Die water van lewe stroom ewig en vry. Van God en die Lam, ook vir jou en vir my. Geen dors sal bly nie, Yes. geen traan in die oog. Die stroom van genade vloei heilig en hoog. Maar alles wat stukkend en sterwend moes wees, vir ewig herstel word deur God se eie gees. Daar waar die hemel die aarde ontmoet, waar elke vermoeide weer rus vind en moed. Daar sal geen nag meer wees nie, geen donker oor ons dal. Die Here God sal ons verlig, sy heerlikheid bepaal. Ons sal sy aangesig aanskou, sy naam vir altyd dra. Daar sal geen nag meer wees nie, net lig. Halleluja. Die boom van die lewe staan sterk by die stroom, Amen. met vergelke maand aan sy heilige boom. Sy takke reik wyd oor die volke heen, sy blare bring genesing waar harte nog ween. Amen. Geen vloek sal daar wees nie, geen pyn en geen stryd. Die troon van die Lam staan vir altyd bereid. Sy diensknegte dien hom met vreugde en eer, en buig in aanbidding voor Jesus die Heer. Daar waar geen wonde of afstand meer bly, waar ons in sy teenwoordigheid leef, rein en vry. Yes, hallelujah. Daar sal geen nag meer wees nie, geen donker oor ons dal. Die Here God sal ons verlig, sy heerlikheid bepaal. Ons sal sy aangesig aanskou, sy naam vir altyd dra. Daar sal geen nag meer wees nie, net lig. Halleluja. Ons sal hom sien van aangesig tot aangesig. Ons sal hom ken soos ons deur hom geken is. Geen lamp is nodig, geen son hoef meer te skyn. Die Heer self is lig daar, en ons sal by hom wees. Van die troon vloei lewe, van die Lam kom lig. Elke vol van genesing, elke knie sal voor hom buig. Geen vervloeking, geen duisternis, net die heerlikheid van Jesus, wat vir ewig by ons is. Daar sal geen nag meer wees nie, geen donker oor ons dal. Die Here God sal ons verlig, sy heerlikheid bepaal. Ons sal sy aangesig aanskou, sy naam vir altyd dra. Daar sal geen nag meer wees nie, net lig. Halleluja. Daar sal geen nag meer wees nie, geen einde aan sy tyd.
jou gesig sien en vir ewig by hom wees. Yes, amen. Geen traan, Oh, net as Jesus. En lig vir altyd. Amen. Prys die Here. prys sy naam, halleluja. Ek het daar gestaan, met 'n man in die skare. Toe Jesus weer deur die dorp kom loop. Mense het gedruk, kinders het geroep. En almal wou net 'n kykie hê van hoop. Maar tussen al die stille, al die stof, het ek 'n vrou gesien, klein stil met vasberadenheid in haar stap. Sy het geloop soos iemand wat al lank wag. Iemand wat 'n geheim in haar hart dra. Sy het nie na ons gekyk nie. Haar oë was vas op hom. Nie op sy gesig nie, nie op sy hande nie, maar op die soem van sy kleed, wat oor die grond sleep. En ek het gedink, wat soek sy daar? Maar sy het geloop met 'n sekerheid wat ek nog nooit in iemand gesien het nie. En toe raak sy aan die soem, net 'n sagte, vinnige aanraking. Ek weet, ek het die wêreld sien stil word, asof die hemel self kom asemhaal het. Sy het nie geskree nie, sy het nie geval nie, sy het net geweet, iets heilig het was hier gebeur. Sy het aan sy soem geraak. Toe draai Jesus om, soos iemand wat sy naam hoor roep. Hy het gesê, Iemand het my Geraak, hoe raak jy 'n man wat weer soveel hande gedruk word? Maar sy het geweet en ek het gesien hoe haar skouers begin bewe. Sy het vorentoe gestap, soos iemand wat nie meer kan wegkruip nie. Toe sy praat, het haar stem geklink soos iemand met hoop, met vaste geloof. Jesus het met liefdevolle oë na haar gekyk. Sy het aan sy soem geraak, hy raak liefdevol aan haar hart. Jesus maak haar gesond, want hy het geweet. En toe raak sy aan die soem, net 'n sagte, vinnige aanraking. Ek weet, ek het die wêreld sien stil word, asof die hemel self kom asemhaal het. Sy het nie geskree nie, sy het nie geval nie, sy het net geweet, iets heilig het pas hier gebeur. Sy het aan sy soem geraak. Ek was net 'n man in die skare. Ek het gesien hoe haar geloof 'n wonderwerk word. amen. Hoe hy na haar kyk met oë vol liefde. Haar storie is nie net haar nie, dit is vir elkeen van ons wat al gewonder het of Jesus ons sien, of hy ons bagasie ken, of hy sal stop vir iemand soos ek. Want soms vra geloof net die aanraking van sy soem.
Halleluja. Goeienaand geliefdes. Goeienaand aan elkeen van julle vanaand. Ons groet julle in die mooi naam van Jesus Christus, elke Facebook kyker, elke WhatsApp luisteraar. Kom ons loof die Here, halleluja. Prys die Here. Daar is soveel waarvoor ons kan dankbaar wees. Want elke nuwe dag is gevul met die Hemelse seën. Ek het alles wat ek wil hê, en my hart wil dankie sê. Die hande werk is oral om my heen. Ek wil die Here loof, ek wil sy naam beloof, ek wil sy lof besing, en ek wil vir hom my liefde bring. Ek wil die Here loof, ek wil sy naam beloof, ek wil sy lof besing, en ek wil vir hom my liefde bring. Halleluja. Alles wat ons het U vir ons gegee. En die goedheid bly 'n baken op ons weer. Die hand is altyd daar, ons storms te bedaan. Die liefde lei ons veilig deur gevaar. Here loof, Sy naam verhoog. sy lof besing, en ek wil vir hom my liefde bring. Here loof, Sy naam verhoog. sy lof besing, en ek wil vir hom my liefde Bring. Hy is my lief, ek sing vir U. Hy is alles wat 'n mens so kan gee. Ek wil die Here loof, ek wil sy naam verhoog. Ek wil sy lof besing, en ek wil vir hom my liefde bring. Amen. Prys die Here, halleluja. Goeienaand broer Leon. Suster Marina is ook seker daar naby. Ek is nou nie seker nie, het lyk soos Suster Amy of broer Boetie Harmse wat ook hier so is. Prys die Here, ons groet elkeen in die mooi naam van Jesus Christus. Yes, mag die Here hierdie samesyn seën, halleluja. Mag hy sy woord seën wat ons gaan oopbreek met die hulp van die Gees van God, halleluja. Dankbaar vir die Here, Amen. vir sy goedheid en sy guns, halleluja, vir sy woord wat ons staande hou. Joe, vanmôre het die Here 'n woord gebring wat, ek dink ek het myself verbaas om te dink dat die Here 'n mens so kan gebruik. Prys die Here. Hier gaan ek vanaand iets bring wat baie mense van weet. Ons hoor dit so baie, wedergeboorte. Ons het preek al gehoor oor wedergeboorte. Mense praat oor wedergeboorte in die kerk. Maar ek wil net ietsie bietjie oopbreek oor wedergeboorte vanaand.
En as ons kyk na Johannes 3, baie bekende gedeelte, wil ek net dit bring vanaand. En hy sê, en daar was 'n man wat uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode, 'n man wat die wette ken, die man wat die Torah ken, die man wat die Pentateeg ken. Broer Boetie, lekker om julle hier te hê, man. Ek wil vir jou sê, die man, hulle het geleer, hulle die 5 boeke van die Ou Testament uit hulle kop uitgeken. Hoor mooi vanaand, dit was nie 'n man wat 'n leek was nie. Dit was iemand wat wysheid gehad oor die wette en oor die profete en al hierdie goedes. Hy het in die nag, nou wanneer jy in die nag ergens heen gaan, kruip jy eintlik maar weg, laat ander mense jou nie sien. So hy kom in die nag wanneer niemand hom sien nie. Want hy was op 'n manier vreesbevange vir die ander. Hoor mooi, hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Hy het met mooi praatjies gekom. Hy wou eintlik die Here eers gesugarcoat het voordat hy nou begin vra, maar hierdie God van ons ken ons gedagtes. Hy weet wat ons wil sê, hy weet wat ons wil vra nog voordat dit by ons mond uitkom. En Jesus is nou nie eens gepla oor hoe hy wil sugarcoat nie. Hy is 'n man van God, want niemand kan hierdie dinge doen as dit nie van God af is nie. Kan ek gou ietsie sê? Die Here ken ons. Moenie probeer om hom te sugarcoat nie. Vra die Here reguit. Praat met die Here reguit. Hy ken jou hart, hy ken jou gedagtes. Maak nie saak hoe slim jy is nie. Die Here ken jou. En die Here antwoord dadelik en hy sê, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as niemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Kan ek gou ietsie sê? In die vlees verstaan 'n mens nie hierdie goed nie. Dis hoekom Nikodemus in vers 4 antwoord, hy sê, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Hoor mooi, verstaan dit nie, want dit word geestelik beoordeel, nie vleeslik nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou 'n tweede gedeelte wat hy noem, as niemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. In die eerste plek kan jy die koninkryk van God nie sien nie, die tweede plek kan jy die koninkryk van God nie ingaan. Twee dinge, jy bly blind en die deur bly toe. Hoor mooi, wedergeboorte, laat die skille van jou oë afval. Tweede plek, hy maak die deur oop, sodat ons kan sien, waar die Here die gordyne vir ons kan oopmaak, sodat ons die koninkryk van God kan ingaan. Halleluja! Hoor mooi, dis so belangrik wedergeboorte is. Wedergeboorte gaan nie net oor die dinge wat ons doen, die kerk toe gaan, die tiende betaal en ons offerandes en al die wette nakom en al die goeie dinge doen nie. Dit gaan nie net oor al die, dis goed as goeie werke uit 'n mens uitgaan. Maar ek wil net vir julle ietsie sê vanaand. En luister mooi, ek kritiseer nie, ek oordeel nie, ek wil iets oordra vanaand. Baie mense ken die kerk dalk goed. Baie mense ken die 10 gebooie dalk goed. Baie mense ken tot die 644 wette wat in die Bybel is in die Ou Testament. Al die wette ken hulle. Jy kry mense wat goeie harte het. Jy kry mense wat goeie dinge doen. Jy kry mense wat sulke mooi dinge doen. Baie mense is just too good to be true. Maar hoor nou weer, dis nie altyd wedergeboorte nie.
Baie mense is gedoop, maar is nog nooit wedergebore nie. Baie mense het tot bekering gekom, maar het nog nie wedergeboorte ervaar nie. Hoor my mooi vandag. Onthou, wedergeboorte gaan nie oor die dinge wat jy doen nie. Hoor wat sê hy hierso. Hy sê, wat uit die vlees gebore is, die vlees doen vleeslike dinge, is vlees. Die vlees wil dinge doen om God te impress. Dit is nie wedergeboorte nie. Hy sê, en wat uit die gees gebore is gees. Dis die ware betekenis. Kyk gou wat sê Johannes 1 vers 13. Johannes 1 vers 13 sê, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. Dis die ware betekenis. Eerste plek, as jy uit die vlees gebore is, dan is dit jou geboortedag. Maar as jy uit God gebore is dit jou nuwe lewe. Onthou mooi, 2 Korintus 5 vers 17 sê, man kom ek lees dit, nou sê julle vir my ek lieg vir julle. 2 Korintus 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Daar is 'n verandering wat plaasvind. Jy kan nie meer dieselfde bly nie. Hoor mooi, mense huil, mense se emosies vat hulle so ver weg in die kerk, onder musiek en al hierdie goedes. Dis nie te sê hulle is wedergebore nie. Wedergeboorte verander mens. Dis wanneer jy 'n nuwe skepsel word in die Here. Al die ander goeders is maar net 'n bewys daarvan dat jy stappe van gehoorsaamheid laat plaasvind. Bekering, doop, sodat jy die Heilige Gees kon ontvang. Hoor mooi, hierdie goed is wat jy doen wanneer die Here in jou kom woon met sy Heilige Gees, halleluja. Wanneer jy besluit, ek los alles, ek gaan die Here volg met alles wat in my is. Jy maak 'n 180 grade ommekeer. Jy loop noord, jy draai om oos. Hoor mooi. Jy stop en draai heeltemal om. Jy verander. Jy doen nie meer godsdienstige goed nie. Ek wil net vir julle ietsie sê. Die woord is duidelik dat jou werke en jou geloof moet saamloop. Ek moet sien hoe God jou verander. Met my oë moet ek kan sien, jy's nie meer dieselfde persoon nie. Dis wedergeboorte. Jy kan nie sê jy's wedergebore, maar jy doen nog steeds goed wat jy in die verlede gedoen het nie. Jy's nog steeds jaloers op jou vrou. Jy's nog steeds jaloers op jou man. Jy is nog steeds besig om mense te vloek. Maar jy gaan kerk toe. Hoor mooi. Dis nie wedergeboorte nie. Wedergeboorte is wanneer jou spraak verander, alles in jou lewe verander, jou denkwyse verander, alles verander. Hy sê, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het julle moet weergebore word nie. Onthou, as jy Romeine 7 ook gaan lees, Romeine 7, sodra jy jou lewe aan die Here gee, is die twee wat hier so stry binnekant. Die vlees teen die gees. Dis 'n groot stryd. Nou, sodra jy die Here ontmoet, dan begin die gees van die Here jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die gees van God begin jou van binnekant af na buitekant toe verander. Jy kry hierdie worstelstryd, jy wil nie meer doen wat jy gedoen het nie. Jy wil nie meer om die braaivleis sit met 'n brandewyn in jou hand nie. Hoor mooi net wat ek vir julle sê, dit is maar net so, dis verandering. Jy wil nie meer om die braaivleis staan en praat oor die politiek nie, man, ek wil niks weet van die politiek nie, hulle is almal liegbekke.
Hulle lieg vir 'n mens. The things I used to do, I do them no more. Dis die waarheid, broer Leon. Dit is wedergeboorte. Hoor mooi. Romeine 7 is 'n baie, ek moet eendag oor Romeine 7 praat. Ek wil vir julle sê, daar's baie diepte en baie preke wat jy daaruit kan haal. Hy sê, die wind waai, waar hy wil. En jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Hoor mooi. Jy sien nie die Gees van God nie. Maar kan ek gou ietsie sê, as die wind buitekant waai, en jy maak die venster oop, gaan jy weer moet daar kan. Hoor my mooi. Dis die verandering wat die Heilige Gees in 'n mens bring. Hy waai jou deurmekaar. Hy bring 'n verandering. En dan gaan jy terug spieël toe. En dan gaan jou hare mooi kam. Hoor mooi. Dis net iets wat ek aan julle wil verduidelik. Die wind kan jy nie sien. Al wanneer jy die wind kan sien, is wanneer die bome so maak. Wanneer die blare ook so maak. Wanneer hulle beweeg, dan weet jy daar's wind. Maar sien jy die wind? As daar nie 'n boom is, gaan jy nie weet nie, tot jy die venster oopmaak en jou kuif waai die mekaar. Dan sal jy weet, die wind is daar. Nou dit is hoe die Gees van God werk. Jy sien nie van waar af hy kom nie. Ek wil vir jou sê, maar wanneer hy kom, bring hy 'n verandering in 'n mens. En dit is die Gees van God. Die Gees van die Here verander mense. Die Gees van die Here is dit wat jou 'n nuwe skepsel maak. Ek wil graag hê dat elkeen van ons moet verstaan dat wedergeboorte gaan nie net oor 'n kerk toe gaan en gaan nie oor die mooi dingetjies nie, dit gaan nie hoe jy die 10 gebooie ken nie, dit gaan oor verandering. Baie mense huil in die kerk van emosies, maar as hulle by die kerkdeur uitstap, dan bly hulle nog steeds dieselfde. Ons moet pas op vir dit. As daar nie 'n verandering is nie, was daar nog nooit wedergeboorte nie. Ek het al baie nat Christene gesien, hoor. Weet jy wat bedoel ek met 'n nat Christen? Dis 'n man wat en 'n vrou wat nog nooit verander het nie, maar hulle word gedoop. Hulle kom nog steeds nat sondaars aan die kant uit, nog nooit wedergebore nie. Ja, julle kyk my so, dis die waarheid. Nat sondaars, nat Christene. Ek wil vir jou sê, kom aan die kant uit, omgekeerd. Laat toe dat die Gees van die Here jou verander. Nou daar's 3 toetse wat 'n mens kan neem. 3 toetse wat jy jouself kan ondersoek. En wie is die beste persoon om na te kyk as Johannes? Johannes is die een van liefde. Want Johannes openbaar wat God is. God is liefde. En sy liefde wil my en jou verander. Ek preek baie keer en ek sê, man, jy het net 5 minute nodig om my en jou geselskap te hê, as jy my nog nooit geken het. In 5 minute sal jy weet waarin ek glo, in wie glo ek, wie en wat is ek. Hoor mooi, dit is iets wat baie mense moet snap. Want ek wil vir jou sê, ek het al jare met mense gewerk. Jare en jare. Dan kom ek agter, nou dat ek my hart vir die Here gegee het, nou sê hulle vir my, o ja, ek gaan ook kerk toe. Ek het ook my hart vir die Here gegee in 1976. Maar ek het nog nooit die vrug aan die boom gesien. Nog nooit. Maar toe hulle hoor hierdie gemors het nou verander en die Here het hom verander en die Here het hom skoon gewas en die Here het hom 'n nuwe skepsel gemaak, dan kom praat hulle met jou, dan wil hulle vir jou sê, ja, hulle gaan ook kerk toe en die Here het hulle het ook 'n ontmoeting met die Here gehad. Hoor mooi,
Die mense moet dit kan sien. Ek het nog nooit, in die jare wat ek saam met hierdie mense gewerk het, het ek nog nooit gesien die vrug aan die boom nie. Nog nooit. Kom ons gaan lees gou in 1 Johannes 5. Hoor wat sê 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Wat staan hierso? Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is. As jy die godheid in Jesus kan sien, dan moet jy weet, jy's wedergebore. Want hy was 100% mens, 100% God. As jy God in Jesus kan sien, daai salwing wat op hom gerus het, daai Christus, dan weet jy, so dis geloof. Geloof in wie Christus Jesus is. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Waar is Jesus Christus uitgebore? Uit die boesem van die Vader. Hy kom uit die Vader uit. En is snaaks, hierdie gedeelte praat van liefde. Ek wil vir julle ietsie sê vanaand. Liefde is die eerste ding wat in jou lewe kom wanneer die Here jou wederbaar. Wanneer jy wedergebore word, die eerste ding wat met jou gebeur, jy kyk met mense met liefde. Jy hanteer mense met liefde. Amen. Amen. Dis die waarheid. So, in die eerste plek, jy begin glo wie Jesus Christus is. Hoor mooi. Jy sal weet wie hy is. En in die tweede plek, 1 Johannes 3 vers 14 sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Alweer, dis geloof en liefde. Die broeders lief het, hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Jy het nooit oorgegaan in die lewe nie. Jy was nooit wedergebore nie, want jy haat nog steeds iemand. Love so amazing. Dis die waarheid. Maar as ons 'n lied kan sing soos in die ou dae, liefde red my. As liefde jou red, sal jy liefde openbaar. Amen. Dis die waarheid. Liefde verander mense. As jy mense met liefde en respek behandel, dink jy nie hulle sal sommer teenoor jou verander nie? Jy kry 'n ou wat ewe skielik met jou praat asof jy 'n hond is. En jy behandel hom terug, nie soos wat hy jou behandel nie, maar jy behandel hom met liefde. Dan verander alles. Hoor mooi. Ek sê altyd vir my vrou en kinders, as iemand jou disrespekvol behandel, is dat dalk iets in sy lewe waarmee hy sukkel. Ons weet nie wat mense deurgegaan het nie. Ons weet nie. Hoor mooi. Party mense kom uit gebroke huisgesinne uit. En wat is binne in hulle? Seer. Wat doen hulle aan ander? Hulle maak hulle seer. Maar as hulle nog nooit liefde ervaar het nie, en jy gee vir hulle liefde, kan hulle verander. Dit is 'n feit, dat liefde verander mense. Ek is 'n groot voorbeeld van dit. Toe ek in die wêreld was, as ek nie beklei het nie, dan was dit nie David nie. Ek het baie beklei in my lewe. Maar toe die Here my red, toe wil ek nie meer beklei nie, toe wil ek mense na die Here toe lei. Is dit nie wonderlik nie? Amen. Toe die Here my red, toe wil ek nie hê ander mense moet hel toe gaan. Toe die Here my red, toe wil ek nie hê ander mense moet moeilike tye hê nie, swaar kry nie, en die hele tyd in die ronde in die woestyn
loop nie. Hoor mooi. Ek wil gehad het hulle moes ervaar wat ek ervaar. Daai vrede. Ek wil hê hulle moet ervaar die liefde van die Here in my. Wil ek hê hulle moet ervaar. So in die eerste plek sal jou geloof in Christus, gaan jy glo wie Jesus Christus is. Selfs met Paulus. Paulus was 'n haatdraande mens. Hy die disippels vervolg, die apostels vervolg. Hy wou hulle doodmaak. En hy het gedink hy doen 'n goeie daad vir God. Hoor mooi. Toe die Here hom red, toe doop hy homself, die skille het van sy oë afgeval, hy begin sien. En hy die evangelie begin preek. Hoor mooi. Toe begin hy die evangelie preek. Amen. Die laaste een, die derde een, 1 Johannes 2 vers 3. Hoor mooi wat sê 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. As die Here vir jou sê, jy mag nie iets begeer nie, dan bewaar jy daai gebod. Ek begeer nie meer iets nie. Ek is vergenoeg. Ek is dankbaar. Sien julle hoe verander 'n mens? Eers in die geloof, met die liefde wat daarin gaan. En dan kom ek en ek onderhou dit wat die Here in my hart plaas. Ek wil nie meer steel nie. Ek wil nie meer die verkeerde ding doen nie. Ek wil sy gebooie bewaar. Omdat ek hom lief het, omdat hy my eerste lief gehad het, begin ek nou leef in die gehoorsaamheid waarmee ek gered is. Verstaan ons vanaand waaroor gaan dit? Wedergeboorte is verandering. En mense sien dit in jou geloof. Mense sien dit in jou liefde. En mense sien dit in jou gehoorsaamheid. Jy is gehoorsaam aan die woord van God. Hy het 'n gebod gelos vir my en jou. Ons moet mekaar lief hê. En wanneer ons mekaar lief het, dan bewys dit die mense dat ons disippels van die Here is. Amen. Prys die Here. Is dit nie wonderbaarlik as 'n mens so die Bybel begin lees nie? Ons hoor baie preke, maar wanneer die Bybel vir jou oopmaak, dan sien jy allerhande skatte. Amen. My engel, wil jy ietsie sê? Ja, ek wil net graag 'n boodskap los by elke een. God verlang nie net uiterlike godsdiens nie, maar 'n veranderde hart. Yes. Wanneer ons lewe aan Jesus oorgee, maak hy ons nuut deur sy gees. Ware geloof begin met 'n nuwe lewe in Christus. Ja. En my gebed vanaand vir elkeen is: Here, dankie dat U my nuut maak deur U Gees. Help my om elke dag in hierdie nuwe lewe te wandel en U wil te doen. Amen. Amen, prys die Here. Amen. Wat 'n mooi opsomming. As ons kyk na wedergeboorte en ons kyk na die Griekse woord, anion, is 'n snaakse woord. Maar hierdie woord beteken, dit is twee goed in een, born again en born again from above, at the same time. Op dieselfde tyd wedergeboorte en wedergeboorte van bo af. Dieselfde tyd. Dit is altyd goed om te weet, waar kom die woorde vandaan? Het julle iets geleer vanaand? Ek sien julle praat nie baie met my vanaand nie. Broer Boetie? Sorry, nou sê ek weer broer Boetie. Ek pik nie op jou nie, ek is lief vir jou my broer. Ek noem by broer Boetie se naam baie in die gemeente. En dis nie omdat ek op hom pik nie. Dis omdat ek hom lief het.
Amen. Hy's net gemaklik om mee te gesels. 'n Mens het vrymoedigheid om in die gemeente ook met hom te kan gesels. Soos julle my almal ken, dis wie ek is. Ek hou daarvan om mense betrokke te maak. Dis wie ek is. Maar mag vanaand se woord regtig net iets vir julle beteken. Mag dit iets nuuts wees. Want daar's 'n altaar waar ons werke op gaan lê. En die vuur van God gaan dit verbrand. Wat gaan oorbly? Want dit wat oorbly, gaan jou loon en jou kroon wees. So wat ons in hierdie liggaam doen, gaan eendag bepaal wat op die altaar uitbrand. Amen. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Amen. Prys die Here. Ek gaan hierdie liedjie mee afsluit, wat vir my altyd so fenomenaal is. Net gewoon sit hierso. Prys die Here. Hey. Dankie vir manna uit die woord. Prys die Here my broer. Dit is klaar. Die prys betaal, sodat ek en jy kan leef. Lewe vir jou o en vir my. Amen. Hy leef. die graf is Dit leef. die dood Dit oorwin. vergifnis vloei soos 'n rivier vir jou O en vir my. 'n nuwe Lewe. Yes, amen. maak ons Vry. mag die Here jou vul met vrede, mag sy liefde jou hart omvou, mag hy hoop in jou lewe bring en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien in donker, hou hy jou vas. Mag jou huis gevul wees met vrede, Amen. sy genade altyd by jou. Hy leef, Yes, hy leef. Halleluja. graf is leeg, Yes. die dood Dit oorwin. vergifnis vloei soos 'n Rivier. vir jou O en vir my. 'n nuwe Lewe. hy maak ons vry. Sonde hou ons nie langer vas, geen skuld kan bly staan. Yes, amen. Die prys is Betaal. dit is klaar. Dit is klaar. Hy leef. Die graf is leeg. Die dood Dit oorwin. vergifnis vloei soos 'n rivier vir jou O en vir my. 'n nuwe lewe. Hy maak ons vry. Mag die Here jou vul met vrede, mag sy liefde jou hart omvou, mag hy hoop in jou lewe bring en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien, Halleluja. donker hou hy Jou vas. mag jou huis gevul wees met vrede, sy genade altyd by jou. Amen. Prys die Here. En vergifnis is baie belangrik. Vergifnis is baie belangrik, is waar. Amen. As ons nie kan vergewe nie, gebruik die duiwel dit as 'n tool om jou te verwoes. Ja.
om jou Amen. siek te maak. Dis waar. Mag die Here julle seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar. Mag sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Baie Jesus liefde aan elkeen van julle. Mag julle 'n soete nagrus hê, mag julle 'n geseënde week verder hê en DV Woensdag aand sal ons mekaar dan weer sien. Amen. Amen. Mooi aand. Lief vir julle.